Sy môre mense, hier is ek terug om julle nog 'n stukkie van my lewe en my ondervinding te vertel. As 'n priester vir 30 jaar in my lewe in die kerk en ek het gesê vandag is ek vir die laaste 12, 13 jaar in spirituality en ek vertel vir julle hoekom ek oorbeweeg het van Christianity na spirituality. Wat het my besiel? En ek vertel dit in my hart uit. Dis net my storieetjie, is my lewensondervinding en ek deel dit met julle. En natuurlik as jy dit nie glo nie, mense glo vir my. Ek het dit ook nie geglo nie. Totdat ek dit self gaan ondersoek het. Nou ja, vandag wil ek praat oor God en oor Jesus. En ek wil julle 'n punt wys wat ek nie verstaan het toe ek 'n Christen priester was nie. Ek het dit anders te gesien en vandag kyk ek na dit en ek besef dat ons is dalk nie heeltemal die waarheid vertel nie. En ek gaan met julle deel wat ek gevind het. En sit terug, trek 'n stoel nader. Hierdie gaan vir baie mense aan die siene wees raak. Want hulle verstaan dit ook nie so nie. Maar dit gaan baie wysheid bring vir jou. Nou ja, die wat my nou nog nie ken nie, my naam is net Rocco Viljoen. En ek vertel net 'n storieetjie, net 'n storieetjie. As dit jou pla, kyk iets anders. Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie Jesus wat op die aarde was. Sy naam is eintlik Josia, maar so 200 jaar terug het hulle die naam verander na Jesus toe. En toe is die woordjie J vir die eerste keer in die Engelse alfabet gesit. En toe besluit hulle, kom ons verander sy naam. Dit is nogal snaaks dat mense die krag het om die seun van God se naam te verander net soos hulle wil. Want vir die laaste 1800 jaar was Josia gebruik, dis soos 'n ronde klip in jou mond. Almal het die woord Josia geken, geweet wie Josia is. Wie kan sien net ou se naam verander nie. Maar kom ons kom terug tot hierdie Josia. En ek glo julle gaan my saamstem. Hy was 'n baie mooi mens. En daarom gaan ek praat oor hierdie Josia en oor God vandag. Nou die van julle wat my nog nie ken nie, my naam is Rocco Viljoen en ek vertel dit my storieetjie en geniet hom en julle is welkom om te kom en te sê hoe julle dit sien. As ons nou teruggaan na Josia toe, dan gaan ons besef dat Josia of Jesus, soos julle hom vandag noem, as julle hom moet sien in julle geestesoogie voor julle, dan gaan jy dat my sê, Rocco, jy gaan liefde sien nog voordat jy hom hoor praat het. Want jy gaan sien die manier hoe hy loop, die manier hoe hy selfvertroue het, die manier hoe hy diere hanteer en mense hanteer en die waiter hanteer en die tuinboy hanteer. Jy gaan sien, dis altyd liefde en respek en mooi. Is dit nie so nie? En ek weet julle gaan my saamstem. En hierdie Jesus, hy het gesê ek en die Vader is een. Nou, wil ek vandag vra of ek vir julle wys, wie is hierdie Vader wat Jesus so van gepraat het? Daai Vader wat Jesus so uitgebeeld het, oralste waar hy gekom het en mense dit in hom gesien het en jy lees van dit in jou Bybel. Nou die vraag is daai Vader dieselfde Vader as wat ons lees in die Ou Testament of is daar ietsie wat Jesus vir ons probeer wys het of aan ons probeer openbaar het? As ons die geskiedenis van hierdie Josia gaan doen, dan sal ons vind dat hierdie Josia is baie anders as wat ons in ons Bybels dit sien. Josia het nie geglo aan Bybels nie. Hy het nooit jou Bybel eendag gebruik nie. Josia het nie geglo aan kerke nie. Josia het gevaast. Josia het alleen tyd gevat. Josia het vir ure en ure, baie keer reg deur die nag gebid. Dit beteken, klink amper asof hy gemeditate het, want mense, 'n gewone gebed gaan 3 minute. Ek kan nie heel aand bid nie, maar hy het. En wanneer ek na dit luister, besef ek dat hier Josia, of Jesus soos jy hom noem, was baie meer dieper in homself
een met die innerlike God in homself, as wat ons ooit van kan droom. En ek gaan vir julle vandag 'n bietjie vertel van hom. Hierdie Jesus, nie net het hy oorlogsbaai gekom het, mense gesond gemaak en kindertjies gesond gemaak nie. Dooies opgewek nie. Altyd tussen die tollenaars en die hoere en die armes en die krippels en die blindes en die krepels, waar hy altyd besig was om mense te help. En die Gnostics sien hulle baie anders as wat ons vandag sien. Want in die ou Gnostiese geloof het hulle gesien dat Jesus het sy lewe, sy rappie, sy man's night, sy visvang, het sy lewe prys gegee om altyd daar te wees, om mense te help en te leer. Waar vandag se Bybel sê, nee, sy lewe is afgegee op 'n kruis. Baie anderste hoe die vroeë Christene dit raak gesien het. En die vroeë Christene het ook nie geglo aan die kruisiging nie. Die naaste wat aan hom was, het nooit geglo dat die kruisiging wel gebeur het nie. Hulle het gesien dis 'n innerlike kruisiging waar jy jouself, jou ego, jou ou mens wie is, moet sacrifice, sodat God in jou meer kan word. Maar kom ons kom terug na wat hierdie Jesus alles vir ons gedoen het en vir ons gewys het. Hierdie Jesus het ons geleer om ons vyande lief te hê. Hy het gesê, seën die wat jou vervloek, wees barmhartig, vergewe 70 maal 70. En wanneer ons na hierdie Jesus kyk, sien ons net liefde, niks anders as liefde nie. 'n man wat kan vergewe, 'n man wat sien die deernis, en wat sien jy na hom kyk? Jy sien vrede. Dat ek dink aan Galate 5, waar God sê, ek is liefde, ek is langmoedig, ek is vrede, ek is geduld, ek is vriendelikheid, ek is goedheid, ek is getrou, ek is sagmoedig, ek is selfbeheersing. Al die mooi eienskappe wat ons in Jesus gesien het. En dan besef jy, dis hoekom hy altyd 'n lig was. Almal het opgekyk na hom. En jy besef dat hierdie Jesus was meer as net 'n mens gewees. Hy was totaal die Vader gewees, of soos die Vader gewees. En julle gaan my saamstem, as Jesus so baie gepraat het van hierdie baie mooi liefdevolle Vader van hom, en hy het altyd met lof van hom gepraat, en as jy na Jesus kyk en jy sien in sy werke, dat daar altyd dit lig is in dit wat hy bring en gee, dan kan jy met julle geestesoog sien, dat hierdie God waarvan hy praat, is net groter as wat ons kan dink. En ek sê altyd vir mense, jy is soos 'n battery, kry positief en 'n negatief. En as jy mooi gaan kyk, die duiwel kan net donker wees en negatief wees. God kan net positief wees en lig wees en liefde wees. God kan nie aan en afgeskakel word nie. Waar lees ons in die Bybel dat die duiwel goeie goed gedoen het? Nêrens. Nou, hoe kan God bad dinge doen? So maak mos nie sin nie, né? Nou kom ons kyk nou na die God van die Bybel. En dan sien ons anderste dinge raak. Ons sien nie 'n God van liefde raak. Hierdie God Yahweh, wat almal so van praat. Almal aanbid Yahweh. Is dit die God waarvan Jesus so gepraat het? Kom ons kyk. Ons sien hierdie God Yahweh nie net is hy 'n oorloggod nie, wat net oorlog gemaak het, die hele Bybel vol. Amper 3 miljoen mense in jou Bybel is doodgemaak deur God Yahweh se opdragte. Op die mees barbaarste maniere wat daar is. Klink dit na ons God van liefde, wat Jesus van praat? Hierdie God Yahweh, nie net was almal met swaarde en byle en pikke en spiese doodgemaak, die mees barbaarste, mees slagting, man.
sien ons dat hierdie God Jahweh ook 'n oorlog verloor het in jou Bybel. Is 'n God wat oral waar hy gekom het net vernietig het. Mense is doodgemaak, gemartel, geslaan, geskop, verkragt, maak nie saak waar jy gaan nie, is dit mees bebaarste manier hoe oorlog plaasgevind het. Hierdie God Jahweh het gesê daar moet slawerny wees. Hierdie God Jahweh het kinders doodgemaak, babiekies doodgemaak, mense. Nie 10 nie, duisende. Hierdie God Jahweh het gesê, ek sal die kinders uit julle mage uitsny. Ek sê julle maak julle kinders eet. Hierdie God Jahweh is dieselfde God wat sê, as jou dogter jou dogter verkragt is, moet sy al verkragter trou. En die ergste, hy sê, jy moet met hom bly. Dis dieselfde God Jahweh, wat virgin dogtertjies gevat het, en aan soldate wat nou net hulle maas en paas en ooms en tannies en broers doodgemaak het, op die mees bebaasde manier met pikke en spiese en swaarde, geslag. Deel hy hierdie virgin dogtertjies aan die soldate uit. Mense, klink dit vir een oomblik na die God waarvan Jesus praat? En as ons verder in die Ou Testament kyk, sien ons nie net doen hierdie God wrede goed nie. Hy is die oorsaak, laat daar slawe is. Hoe die hel, mense? Daar's 12 miljoen mense uit Afrika uit getraffic, wat op papier is. 1,5 miljoen lê op die seebodem. Maak mos nie sin nie. Hoekom sal God dit doen as alle siele uit hom uitgebore word en hy is lief vir alle siele? Er sit 'n groot vraag op my gesit as 'n priester, want ek het dit goed gelees, maar ek het net soos baie kerkgangers en kerkleiers en pastore en dominees net so oor dit gescan, asof dit nie bestaan nie. En net altyd gesê, nee, God is liefde. En dit wat my die meeste geplaag is, hoekom lees ons van hierdie God van liefde? Net in die meeste van die plekke, net in die Nuwe Testament. In 4 evangelieboeke, wat geskryf is tussen 40 en 100 jaar na Jesus, deur geen ooggetuienis nie, en Matteus, Markus, Lukas en Johannes het nie eens gelewe nie. Daai boeke was gevind sonder naam. En hulle skryf in hulle boeke, God is liefde. Apostel Paul, wat Jesus glad nie eens geken het nie, wat erken in sy eie boek, hy sê, alles wat ek neerskryf kom uit my kop uit, lalaland. So het ons enige ooggetuie van hierdie God van liefde. Niks, mense, amper niks. En laat my wonder, is dit dan regtig die waaragtige God waarvan hierdie Jesus so van praat? En in sommige gnostiese tekste word hierdie Jesus en die Vader beskryf as oneindig. Hulle is een bol liefde. Hulle is onsigbaar, onuitspreeklik en die bron van alle lewe. Nie 'n heerser wat deur vrees regeer nie. Daarom het jy nooit gelees in jou Bybel, Jesus het mense gedreig nie. Maar in die Ou Testament het Jahweh aanhoudend mense gedreig. Mense, sien julle nog nie dat daar 2 godde is? Een wat ons nie van vertel word, en een wat op ons afgedwing was ons hele lewe lank toe. Hierdie Jesus praat nie net van die God wat geen vrees op ons bring nie, maar hy praat ook van 'n bron van liefde, 'n Vader wat nie deur geweld geken word nie, maar deur bewussyn, deur deernis en deur waarheid. En ek dink julle gaan my saamstem, as Jesus Christus en die Vader een is, dan gaan ons dit herken aan die vrugte van die Gees, is ek reg? En kom ons kyk na Jesus. Jesus het
geen oorlog gesê dan moet oorlog wees nie. En hy het altyd vrede verkondig en vergifnis verkondig en hy het niemand gedwing nie en hy het mense nie veroordeel nie. Dit is 'n Jesus wat ons ken in ons Bybel. En ek dink miskien wat belangrik is, en ek dink dis die belangrikste vraag, wie is nou die regte God? Die een waarvan Josua praat, of die een in die Ou Testament wat ons kerke op ons afdwing? Watter beeld van God bring die vrugte van die Gees vorentoe? Want Jesus het gesê, 'n boom word aan sy vrugte geken. Is dit nie so nie? En as 'n boom se vrug voortbring liefde, is dit dan nie wat daar uitkom is vrede nie, en vergifnis nie, en genade nie? Alles dinge wat die Yahweh in die Bybel en die Ou Testament glad nie gehad het nie. En dink julle dan nie so, as ons in ons lewe begin vrede bring, en vergifnis bring, dat ons dit hou niks teen mekaar nie, en genade bring vir almal, beweeg ons nie dan almal nader aan die Vader wat Jesus aan ons openbaar het nie, aan die Vader wat hy lief gehad het nie, die Vader waarmee hy een was nie. Want die grootste gebod van Jesus was nie vrees nie. Die grootste gebod van Jesus was liefde, pure liefde. En vandag is ek 100% spiritual mense. En die rede daarvoor is, dat die waaragtige Vader wat daar is, kan net liefde wees. En hy kan net lig wees. En hierdie almagtige Vader bestaan wel. Dis nie dat hy nie bestaan nie. Hy bestaan wel. Maar die Ou Testament, Yahweh, is nie die waaragtige Vader nie. Daar is geen kans dat die waaragtige Vader van liefde kan wees nie. En dis hoekom sien ek, dat Jesus nooit, nie een keer, die woord Yahweh gebruik het nie. Is dit nie 'n rooi vlag nie? Nou kom ek vat julle verder terug. En ek gaan julle ietsie wys. Die woord God kom van die woord goed. En die woord goed kom van Baal af. En die woord God het in ons Bybel se kom omtrent die tyd toe King James sy Bybel te voorskyn gebring het. En daarom as jy jou Bybel vat en jy gaan deur die bladsye, gaan jy vind woord God oral in jou Bybel. Dink 6000 keer as ek nie mis het. Maar as jy na die Bybels voor jou Bybel gaan, jy gaan kyk waar die woord God is, dan sê jy sien, daar is nie so woord God in die vroeë Bybels nie. En dan kry jy name soos El en soos Elohim en vele ander name. En dan besef jy dat hierdie woord God is op baie mense, baie verskillende gods se name geplak. Maar die belangrikste is, wanneer jy die woord Elohim gaan ondersoek, dan gaan jy vind, dit staan nie vir een God nie, maar vele gods. En as ek teruggaan na die ancient geskrifte toe, en ek gaan terug na die Babyloniese en die Lemurian en die Atlantiese geskrifte, gaan ek vind dat baie van ons storieetjies wat ons Bybel sit, is ook daar. En daai geskrifte gaan terug honderde, duisende jare. En daar lees ons van die Anunnakis, ons lees van die Anunnaki gods wat aarde toe gekom het, en goed waaraan ons nie glo nie. Alhoewel sien ons die piramidese en tempels uit graniet, die tweede hartse van diamant gegrafeer, wat ons nie kan doen nie. Daar's toolmerke en masjienwerke en allerlei dinge. Ons sien dit, ons weet, hier's blokke van 1.500 ton wat rondgedra is, soos vierhoekies boksies. So hierso is baie vrae, maar ons flout maar net oor dit. En dan sien ons dat hierdie gods in daai Bybel staan daar, en eentjie in die lul het die hemel en die aarde gemaak. En eentjie het Adam en Eva gemaak. En eentjie het Kain en Abel, en die vloed, en gaan kyk, gelees daar, en sien dat ons, julle Bybel, Genesis, kom daar vanaf.
baie dieselfde. Al verskil is dat die name is nie God nie, dis ook die Elohim sien, dit is name, Enki, Elul, Marduk, Baal, Borak, jy kry name, en daai name as jy terugwerk van agter af na ons Bybels toe, gaan jy sien dit later verander na Elohims toe, totdat in ons Bybels gekom het, en die woord God op baie van daai Elohims geplak is. So met ander woorde, elke keer as ek die woord God gebruik, dan aanbid ek meer as een God. Sien julle, hoekom ek besluit het ek nie meer Christianity wil aanbid nie? En elke keer wanneer ek na die vrugte kyk in Christianity, sien ek dat hulle help nie armes en siekes en krepeles, niks. Jy kry nie die kerk by die hospitaal nie. Hier en daar is daar iemand wat so toe gaan, maar jy kry nie die kerke wat triljoene rande maandeliks inbring wêreldwyd. Dat hulle enigstens die arme mense help nie. Is dit nie waar Jesus altyd was nie? Het hy nie altyd sy liewe prys gegee om hulle te help nie? Hoekom sien ons iets anderste as wat ons geleer was as ons teruggaan in ons eie geskriftes en ons gaan ondersoek die ware Josua en besef hierdie Josua het nie geglo in kerke nie, hy het nie geglo in 'n middelman, 'n priester, 'n pastoor, hy het geglo elke mens dra sy eie pakkie na die markplein toe. Elke mens is verantwoordelik vir sy eie siel. Vandag word vir ons gesê, hoor so, as jy nie in 'n kerk is, gaan jy nie hemel toe nie, as jy nie tiende of gaan jy nie hemel toe nie, jy het 'n priester nodig, jy het een nodig, hy het nie geglo daarin nie. Hoekom volg ons nie die weg van Josua nie? Hoekom volg ons 'n weg wat deur Konstantin en die councils van Assirië bymekaar gemaak is, deur 'n government het ons Bybel bymekaar gemaak en besluit wat kom in en wat kom nie in nie. En dit verander in 'n system om mense te beheer. Vandag is daar 45.000 verskillende kerke wêreldwyd. Die AGS kerk glo net hulle is reg. Die Apostelkerke glo net hulle is reg. Die NG kerke glo net hulle is reg. Elke kerk glo net hulle is reg. En elkeen praat teen mekaar. Daai kerk is verkeerd en daai kerk is verkeerd en daai is 'n kult en daai is 'n kult en ja, mense, klink dit na 'n eenheid waar God, die waaragtige God en Jesus in is. En dit is wanneer ons moet besef dat net miskien gaan dit nie oor kerke nie. Net miskien is hierdie God van liefde so genadige dat hy elke liewe mens op aarde die rus sal gee, want die Bybel sê ons het al reeds die ewige lewe. Jou siel kan nie dood nie. Kerke moet dit nou, verkoop dit nou aan jou. Wat van as elke liewe mens in die wêreld 'n goeie mens is, 'n goeie hart het, goed doen aan ander, liefde openbaar soos Jesus en soos Josua en die waaragtige Vader. Hoekom kan dit nie wees dat jy gaan hemel toe vir wie jy as 'n mens is? As jou lig nie skyn nie, dan gaan jy nie hemel toe nie. Maar as jou lig skyn sonder 'n kerk, sonder 'n Bybel, sonder 'n priester, sonder 'n dominee, sonder 'n tiendes, sonder niks, wees net liefde, soos wat Jesus was, en soos wat God is. Hoekom sal jy nie rus kry nie? Vat 'n oomblik en dink daaroor. Groete, liefde, Rocco.